Die senekals van Zululand is sinoniem met ons suikerbedryf. Maar sommer so tussen hulle suikerrietlanderye lê 'n stuk paradys. Hulle privaat natuurreservaat wat 'n groot rol speel in die bewaring van verskeie van ons belangrike en skaars inheemse spesies, van aasvoëls tot wilde honde. En van olifante tot luiperds. En hier het ons al van ons lekkerste tye gehad. Soos met ons eerste kuier 3 jaar gelede toe 'n jong luiperd ons nagkamera gesteel het. Kyk, ek het nog nooit gepraat van emigreer nie, maar ek begin nou dink daaraan. Jy weet, die misdaad in hierdie land ruk nou hand uit. Hier is in die middel van 'n natuurreservaat. Karkas is hierso, kameras opgestel, vasgemaak met belde en wragtig selfs die diere steel al. Nee. Ergens met ons 'n streep trek, mense. Ek soek maar nog. Charles volg nou al 8 jaar lank die luiperds met behulp van radionekbande om broodnodige data te versamel oor hoe luiperds vaar op hierdie klein wilderniseilande tussen al ons plase en dorpe. Toe het ons die storie vertel van die wyfie Vukile en haar boetie Houdini, wat mettertyd die dominante mannetjie in die gebied geword het. Maar 'n nuwe mannetjie genaamd T-Bone het hom kom ontroon en pa geword van Vukile se kleintjies. Ongelukkig het 'n ander mannetjie ingekom en die kleintjies doodgebyt. Maar met ons volgende kuier, 'n jaar later, het ons gesien hoe T-Bone nog steeds koning kraai. Maar terselfdertyd al hoe meer onder druk kom van 2 nuwe mannetjies wat lus het vir sy wyfie Vukile. En dit is toe ook so. Kort voor lank word die reeds groot T-Bone verdryf deur 'n nog groter mannetjie, 'n reus onder die luiperds, wat Charles Safari gedoop het. Safari het toe T-Bone se hele gebied oorgeneem tot die Teneriffuur. En hy het basies maar net die spasie waar T-Bone was, het hy oorgeneem. En hy loop nog steeds in sy oorspronklike gebied ook. Dit lyk ook of dit nie goed gaan met die ander wyfies in die omgewing nie. En nog steeds hou Vukile se teenwoordigheid aan om nog mannetjies hiernatoe te lok. Die ander mannetjie, Mfula, wat saam met Safari vir T-Bone getreiter het, is nou in beheer van die gebied aan die oorkant van die Mkuzi rivier en Safari aan die diskant. Maar dit lyk of Mfula ook al hoe meer belangstel in Safari se gebied, want dit is waar die wyfie Vukile bly. Hier was nog 'n wyfie aan die suidekant gewees. Shada was haar naam en Mfula het toegang tot haar gehad. Maar sy is toe in 'n struik gevang. En wat toe gebeur is, Mfula het toe geen meer toegang tot enige wyfies nie. En ons kan mooi sien op die GPS data van hoe Mfula geloop het voor sy in 'n struik gevang is. En hoe Mfula toe nou hierdie rivier begin oorkruis het. Nou nadat sy nou dood is. En nou wil hy by Vukile kom. Hy soek 'n wyfie. Hy soek 'n wyfie, ja. Vukile is nou al lank hier op Shabanyati, of Zemanga soos die reservaat nou bekend staan. En tot dusver kon sy nog net die een welpie suksesvol grootmaak. Met verlede jaar se kuier het sy net weer welpies gekry. En Charles kon hulle nog nie vir ons wys nie, want soos gewoonlik steek sy hulle in die digte koorsboomwoud naby die rivier weg. Mettertyd het Charles besef dat sy net een welpie het, maar sy steek hom so goed weg dat hy nagte en maande lank net sit en kyk het hoe sy hom roep en vir hom kos aandra, voor hy die kleintjie die eerste keer skrams gesien het. Intussen raak dit ook duidelik dat Safari se opponent al hoe meer tyd in Safari se gebied begin deurbring. Mfula is immers 'n luiperdmannetjie en Vukile is blykbaar die enigste meisie in sy omgewing, al is dit in 'n ander man se huis. Maar Safari is baie groter as hy en sal dit nie duld nie. Die GPS-nekbande wys dan ook dat hulle al hoe meer gereeld mekaar raakloop, veral op die riviergrens tussen hulle onderskeie gebiede. Mfula se hart is groter as sy brein, dink ek, want hy staan sy man. Staffy luiperd. Ja, nee, hy staan sy man. So nee, ons sien nogal heelwat interaksie, veral hier so teen die rivier, altyd teen die rivier. Ons kan dit mooi op die GPS data ook sien. Hoe die meerderheid van die tyd wat daai 2 mannetjies spandeer is die Almere rivier langs en ek persoonlik seker al 10 keer die katte bymekaar gekry. Jy sien dit nie altyd nie. Soms hulle in baie digte bosse en hoor jy maar hoe grom hulle daar vir mekaar. En dan baie keer as jy in die volgende oggend aankom, dan sien jy die katte het nuwe letsels aan. Safari skeep nou al hoe meer die res van sy gebied af en patrolleer feitelik permanent die riviergrens.
Na 5 maande kry Charles uiteindelik waarna hy so hard gesoek het. Die eerste beeldmateriaal van Vukile se welpie. Maar dan sien hy nie weer die kleintjie nie. Die patroon bly dieselfde. Vukile vang kos, vreet eers en roep dan die kleintjie om uit sy skuiling te kom en te vreet. Maar sy roep verniet. Dan gaan soek sy maar. Hulle sê mos, 'n ma weet. Vir dae lank loop sy en roep en soek deur die bos. Wanneer Charles safari weer raakloop, lyk sy linkeroog sleg. En Charles glo, dis as gevolg van 'n onderonsie met Mvula. Toe kry hy nou so harde klap hier onder die linkeroog, dink ek was dit gewees. En ja, hy baie gelukkig gewees, want daai ding was letterlik 'n sentimeter van sy oog af. En ons kon nou saam met die krapmerke sien, met langs gesig dat dit wel 'n luiperd was. 10 teen nou Mvula was, wat vir hom daar beet gekry het. Maar ja, Mvula bly maar nog steeds aan sy kant van die rivier. So dit sê vir ons safari, hy het nog 'n bietjie woema aan hom hoor. Charles kry die welpie in die bos. Hy's doodgebyt en GPS-data sê dit was Mvula. Vroegoggend is die voeltjies duidelik vroliker as safari. En Mvula is terug, diep in safari se gebied. Hy het self 'n letsel of 2, maar lyk beslis beter as die groter safari. Safari lyk 'n bietjie soos 'n Hollywood held aan die einde van 'n aksiefliek. Bebloed en beseer, maar nog steeds baas van sy plaas. En dit alles omdat stroopers Mvula se wyfie doodgemaak het. En dit is vir my nogal erg hoe, jy weet, hoe stropery, het al een dier uit, maar as gevolg daarvan die invloed wat dit op die populasie het, sal mense nou kry dat 'n ander dier word ook nou doodgemaak. En jy weet, dit is nou maar nie natuur van die luiperd om so te werk, maar dit wys stropery het verrykende gevolge. Dis nie net Daai een dier dier, ja, dis nie net daai dier nie. En as indien nie 'n hoër digtheid van wyfies was, dalk meer wyfies wat kleintjies gehad het, kom mens meer verloor het. Mens weet nie as Vukile se werpsel groter was, as sy 3 gehad het. Kort na die welpie doodgebyt is, kry Charles vir Mvula op die pad. Selfversekerd loop hy dieper in safari se gebied in. Die dood van die welpie beteken safari het nog steeds nie nasate nie, en dat Vukile weer een van die dae reg sal wees vir paring. En natuurlik glo hy, dit is nou sy beurt. Vukile is ook duidelik bewus daarvan dat hier nou 2 mannetjies dus kan die rivier rondloop. Vukile het toe nou van Mvula ook nou maar aanvaar as een van die dominante mannetjies in die area, omrede hy ook nou so ver in haar gebied instap. En hulle het nou Desember 2011, kon ons mooi sien, ons was nie hier gewees nie, toe ons terugkom in die GPS data aflaai, kon ons sien hoe sy eers by safari gaan kuier het, toe sy nou weer buite was, so het so 3-4 dae by hom gebly, en toe sy hier suid oor die rivier, in Mvula se gebied, en nou met hom ook gaan paar. So sy het nou, omtrent 20 dae gelede, het sy gelukkig nou weer geboorte gegee. Interessant, net hierdie keer op 'n ander plek, dieper in safari se gebied in. Dis ook interessant dat as hy die keer meer as 1 welpie het, hulle ook meer as 1 pa kan hê. Dalk dink sy, dit maak die kanse kleiner dat die mannetjies weer die welpie sal doodbyt. 'n Luiperd is mos geïnteresseerde ovuleerders. Nou, ek kan nie sê dit is so nie, maar volgens die teorie, mannetjies het sulke weerrakke op die penis. Nou, as hy dit nou uittrek, dan
stimuleer dit die wyfie om te ovuleer. So sy is op hitte en sy gee die hormone af wat die mannetjies nou kan ruik, maar daar is nie noodwendig eierselle nie. So paring moet plaasvind vir hom eierselle los te laat. So indien dit 'n werpsel, kom ons sê 4, mag 2 safaris in wees en 2 mag mfulas in wees. Niemand weet eintlik, en DNA-toetse sal dit vir mense kan bevestig. Maar ja, so toe sy nou paar met safari, weet sy natuurlik eierselle vrygestel. En terselfdertyd toe sy paar met mfula het sy ook eierselle vrygestel. Mense maar moet kyk na wie lyk hulle. Ja, die Chinese eyes en die groot koppe. En vir die tweede keer val ons kuiers saam met die geboorte, wat beteken dat ons weer nie die welpies gaan sien nie. So ons besluit om liewer na mfula te gaan soek. Ek wil sien hoe lyk hierdie kleiner mannetjie wat eers vir T-bone help jaag het en nou vir safari met minagting beheen. Eers verloor ons weer 'n kamera. Hy het van die buffer afgeval en danksy my biltong hande waarmee ek hom opgesit het, was hy sekerlik onweerstaanbaar vir die eerste vleisvreter wat na ons hier verby is. Kyk, ons het van mfula op die been. Mfula se gaan kom mooi deur die dag vol. En toe kry ons vir mfula, binne in safari se gebied, naby 'n groot slaggat. Wat gebeur, Sjoe? Was dit 'n gat? Die cruiser het in 'n gat ingery. Waar is hy luiperd? Sean het in 'n gat ingery terwyl ons die luiperd volg. Wat net die voor hierdie boom, hierdie takkie, sien jy daai takkie? Kyk die takkie. Hy het hierdie takkie gemerk. Toe ry Sean in 'n gat vas. En nou moet ons almal in die kar klim om die gat uit te haal. Maar dis 'n luiperd, net nie so span. Sjoe, het jy iets wat jy wil deel met die kykers? Ja. Maar julle sal dit anyway nie uitsaai nie. En die dag voor ons weer moet terugry, kry ons ook vir safari. So, hy is darm nog hier. En so kom ons kuier vir hierdie jaar weer op 'n einde. Safari is nog baas, maar net. En daar is 'n kans dat Vukile hierdie keer haar kleintjies gaan groot kry. Dalk net het ons 'n vrolike einde vir ons storie. Maar skaars is ons terug of Charles bel. Hy het op safari afgekom, dood in die veld, en hy stuur die beeldmateriaal. Ja, dit wil lyk of safari toe die oggend van die 6de April doodgemaak is. Wat ons nou kon sien volgens sy GPS data en aktiwiteit data. Ons het hom nog gevolg die aand van die 5de. En min wetend dat dit die laaste keer gaan wees dat ons hom lewendig gaan sien. Ons het hom eers op die 10de April gekry, want hy was in 'n baie digte area teen die rivier en ons kon nie goed sein optel by VHF nie. Maar toe ja, die aand van die 10de April te kry ons hom nou. En selfs al het hy al 'n ruk gelê, 4-5 dae gelê, kon ons sien daar was definitief bytmerke aan hom gewees. Ons het nou maar vermoed gehad dit was in 'n bekleierery. So toe mfula se GPS data gaan aflaai en die twee vergelyk en ons kon toe sien dat hulle wel, ek dink so 2:00 die oggend van die 6de het hulle mekaar nou raak geloop waar teen die rivier en daar moes 'n massiewe bekleierery gewees het. Die vreemde ding daarvan is dat mfula het 'n paar krakmerke en so aan hom, maar nie te erg nie. So 2 weke later is mfula oor die rivier om amptelik besit te neem van sy nuwe gebied en van sy wyfie. En ten spyte daarvan dat hy dalk reeds pa was van minstens een van haar welpies, het hy hulle doodgebyt en toe weer met haar gepaar. En dit lyk of daar dalk oor 'n ruk nog 'n werpsel sal wees. En hopelik kan Vukile hulle die slag groot kry. Maar die wiel van die lewe draai ongenadiglik vir almal. En ons sal julle hopelik volgende jaar weer op hoogte bring van Zemanga se luiperds.
Of jy kan natuurlik self by Shaal gaan kuier. Kyk op ons webwerf.